Hallo daar. Jy is so welkom by ons aanlyn studie van die boek Handelinge. As jy vandag by ons aansluit, wil ons vir jou sê van harte welkom. Al hierdie notas en van vandag se hoofstuk alleen is daar 120 voetnotas is vir jou beskikbaar. So jy kan dit by my kry, ek stuur graag vir jou dit. Stuur net vir e-pos, en daar sit Arno dit nou op die skerm, so jy kan dit sien. So stuur net vir e-pos daarheen, en ek sit jou op die verspreidingslys, en ek stuur vir jou hierdie notas, sowel as verlede week se notas, as jy besig is met die studie van Handelinge. Ons deel dit graag, die lekker hiervan is, dan kan jy dit natuurlik verder op jou eie tyd deurwerk, want daar's rykdom en diepte hier binne, wat vir jou en my net al hoe meer sal neem, in die dieper ontdekkings van God se woord, want sy woord is so mooi, en hoe meer ons dit ontdek, hoe meer besef ons, dis waar, en dit neem ons net terug na Christus toe, wat natuurlik die punt van dit alles is. Ons is op reis met Handelinge, hierdie brief of boek as jy wil, wat geskryf word deur Lukas aan sy vriend Theophilus. Theophilus, 'n weldoener, daar uit Rome uit, wat letterlik vertaal word met vriend van God. Dis ook vir wie hy die eerste boek, natuurlik die evangelie van Lukas geskryf het, en hierdie tweede boek, die beweging van die Gees deur die gelowiges na die uithoeke van die wêreld toe. Verlede week het ons stilgestaan by Jesus se hemelvaart, Jesus se belofte dat hulle krag sal ontvang, dynamis, die disippels dat hulle getuies sal wees, dat hulle sal beweeg in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld, en dit is letterlik wat ons sien in Handelinge gebeur. Daarna gaan hulle terug, en daar word vir hulle gesê, julle moet wag, en so wat hulle in Jerusalem aangekom het, was die eerste beweging van Petrus, om sê, hoorie, ons was 12, ons is nou 11, kan ons asseblief 'n plan maak, ons moet iemand vervang. En dan trek hulle loetjies, en Matthias word aangewys as vervanger van Judas. En so is die vraag natuurlik, die belofte was, dat die Gees sou kom. Wat nou? En daarvan lees ons vandag. So jy is so welkom, kom ons bid saam. Here, wanneer ons so in die begin van ons studie in gebed, ons oë net toemaak en op U fokus, ons gedagtes op U rig, dan kom sê ons daarmee ook, dat U verdien ons beste aandag, U is die bron van lewe, en U woord kom aan die lewe, wanneer U praat, en wanneer ons aandag gee. Ons het U nodig, en dis hoekom ons bid. Ons bid asseblief, kom verhelder ons denke, en kom raak in ons harte, kom trek ons nader, so wat ons nader aan U wil groei. Dankie vir U woord, dankie vir hierdie baie besondere boek, en dankie dat ons die voorreg mag hê om stadig ook met hierdie hoofstuk te kan stap vandag. En Here, as ons sê, praat met ons, dan is dit Here nie omdat ons na 'n preek wil luister nie, maar omdat ons na U wil luister. So wees asseblief van die woord hierdie woord in Jesus se naam. Amen. Amen. Handelinge 2 vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Die Pinksterfees is presies 50 dae na die Paasfees. Dis die fees van die graanoes. Dis die fees waarvoor Jode by Jerusalem bymekaar gekom het, om die eerste van die oes te vier, daarom ook die begin van die oesfees. Maar die Pinksterfees was ook geken gewees as die fees van die gee van die wet. So nou kan ons verstaan, die wet en die kultuur en die agtergrond van Israel is so 'n belangrike deel, saam met die eerste van die oes, en wanneer jy vir die eerste van die oes by mekaar kom om dit te offer, dan kom sê jy vir die Here, maar jy vertrou hom ook vir die res. En hierdie is belangrik, want as dit gaan oor die gee van die eerste van die oes, en jy vertrou die Here vir die res van die oes, is die vraag, wat sou op hierdie Pinksterdag gebeur? Maar omdat almal by mekaar was, dit was 'n rusdag, beteken daar was baie mense in Jerusalem aan die rus, aan die rustig wees, aan die by mekaar wees. En dis op so 'n dag wat hierdie groot gebeurtenis plaasvind. Hulle is by mekaar op een plek. Ons het verlede keer gesien, hulle saam na daai selfde bovertrek toe, waarskynlik waar die laaste maaltyd gehou was. Dis 'n bekende by mekaar kom plek gewees, ook dan dis vir die disippels. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het.
So daar was klank en daar was wind. Wind natuurlik 'n beskrywing van God se krag, maar dat dit vanuit die hemel is, kom vertel vir jou en my, hierdie is natuurlik weer 'n bo-natuurlike daad. Net soos wat die engele, wat teenwoordig was by die hemelvaart, gesê het, hier is iets wat nou gaan gebeur, gaan terug na Jerusalem toe. Hier is dit weer, die hemel en die aarde wat bymekaar kom, en daar's vanuit die hemel 'n klank, daar's 'n wind. Stel jouself voor hoe dit sou wees binne in daai vertrek, wanneer hulle hierdie klank en hierdie belewenis gehad het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Nou hier is die belangrike van die vuur. As die wind 'n beskrywing van krag is vuur 'n beskrywing van God se teenwoordigheid. Onthou jy, daar in Exodus, die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. So nou het ons die krag van God en die teenwoordigheid van God, wat op almal wat daar is kom. So niemand word uitgesluit nie. Die vuur wat kom op almal. Jy's baie welkom om Exodus 3 ook daar te gaan lees. God se teenwoordigheid vers 2 daar, in die simbool van vuur. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Ons sien dus tale word gegee as 'n geskenk, elkeen kry dit, en dit wat hy gekry het, dit deel hy. Dis wat gebeur. Onder sy leiding word hierdie tale gepraat. Nou hierdie tale word onderskei van die tale van 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, want ons gaan nou sien, dit is tale wat bestaan het. Tale waarin ander sou kon hoor en sou kon betekenis aflei van wat daar ook gedeel word. En die belangrike hiervan is, ons sien die onmiddellike, die eerste werk van die Gees, dis die bemagtiging van die disippels om die evangelie die wêreld in te vat. So Handelinge 1 vers 8, die bedoeling van julle sal krag ontvang, julle gaan getuies wees na die uithoeke toe. Dis God se beweging, maar dit herinner ons aan Genesis 12, nie waar nie? Abraham, jy moet 'n lig vir die nasies wees. Openbaring 21, wie verskyn voor die troon? Die nasies. En tussen Genesis 12 en Openbaring 21 het ons die kerk aan die beweeg op pad na die nasies toe, met hierdie een boodskap. So elkeen het 'n geskenk ontvang en elkeen deel dit. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. So almal uit die diaspora is dan teenwoordig op daai stadium in Jerusalem. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. Stel jouself dit voor, jy beweeg daar verby, jy hoor hierdie geweldige klank, en vir ons ken van vandag se wêreld daai afkorting FOMO, Fear of Missing Out. Skielik kom die mense by mekaar. Wat was dit? Hoekom is dit? Het jy dit gehoor? Kom ons gaan kyk. So hier is hulle by mekaar. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Hulle was oorweldig en jy so amper kon sê hulle was verward. En dan beskryf Lukas dit in vers 7. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor ons elkeen dan dit in sy eie moedertaal? Die belangrik hiervan is hulle hoor die een boodskap. Die een goeie boodskap oor wat God gedoen het in sy eie moedertaal. Hulle elkeen kyk na mekaar en skielik het hulle iets in gemeen. Hulle is getuies van hierdie een boodskap. En nou, na hierdie groot gebeure, staan Petrus op, want hier's verwarring, en hier's kritiek, en hier's wonder. En dan word daar 15 lande genoem, 15 groeperinge, want dit sluit nie almal in. Ek en jy lees nie hier van Griekeland en van ander dele nie. Wat belangrik is hier is, en so word dit ook verstaan, die 15 is groeperinge van al die plekke waar die Joodse gelowiges vandaan kom. So dis die plekke waarna toe hulle versprei was in die diaspora. Nou is hulle by mekaar in Jerusalem om die fees van die Pinksterfees te vier, en nou hoor hulle een en dieselfde boodskap. En Lukas noem hulle Perse, Medeërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hier is die belangrike. Een boodskap in verskillende tale. So nou wil ek vir jou vra, watter herstel gebeur op hierdie oomblik?
Hoor jy dit? Dis een boodskap wat almal verstaan. Wel, dis presies die herstel, en so reken die kommentare dit ook, van die Babelse verwarring van Genesis 11. Genesis 11 wou hulle een taal praat, en die gevolg daarvan was 'n Babelse verwarring, niemand verstaan mekaar nie. Nou skielik hoor almal die een taal. Dis die totale herstel van die verwydering wat sonde en selfbeheptheid en mag van Genesis 11 tot gevolg gehad het, kom in die herstel van Christus en die geskenk van die Gees. Almal oor die groot boodskap, en wie is die fokuspunt van hierdie boodskap? Die groot dinge wat God gedoen het. Die mooi vir my hiervan is, hulle verteenwoordig die ganse wêreld van daai tyd, waar die Jode sou kom, wat by mekaar was, en twee, hulle almal oor dieselfde boodskap. En die fokus is God. Die fokus bly God. En hulle is almal getuies daarvan. So van hier af sou hulle kon uitbeweeg en sê, maar ons het dieselfde gehoor. So hulle deel nou in die getuienis van hulle wat die gawe ontvang het, die disippels. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gesê, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Nou, hoekom vers 13 so belangrik is dit wys vir jou en my, selfs al is God aan die werk. Selfs al gebeur daar 'n hemelse gebeurtenis hier, daar's 'n hemelse geskenk, daar's die deel van die goeie nuus, is daar altyd weerstand teenwoordig. Altyd. Hierdie wil nie luister nie, en die belangrike hiervan is, hoor julle hoe dit gerelativeer word. In vandag se wêreld is daar ook hierdie relativering. Anders sal dit beskryf as die dekonstruering van die Bybelse waarheid, van die Bybelse boodskap. Dit word so half as dit ware uit mekaar uitgetrek, en hierdie fragmente word so half los van mekaar geplaas. Wat sê Handelinge oor die een boodskap wat God vir hierdie wêreld gebring het? So pas op vir die relativering, en pas op ook hier vir die absolute bespotting wat hulle hiervan maak, wanneer die groot gebeurtenis deur te sê, maar hulle is dronk. Al het hulle hierdie boodskap gehoor, né? En kyk wat sê Petrus in vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Nou hier is die belangrike. Elkeen het nou onder leiding van die Gees die boodskap in die taal van herkoms, waar hulle vandaan kom, gehoor. En nou deel Petrus in die een taal wat hulle almal in gemeen het, wat waarskynlik Hebreeus of Aramees is, wat hulle in mekaar in gemeen het, wat hulle almal mekaar van verstaan, of in verstaan. In daai taal deel hy nou die wysheid van die Gees. Petrus, die man wat die inisiatief neem. Petrus, die een wat altyd eerste tree gee. Petrus wat uit die skei uit geklim het, né? Petrus wat erken, U is die Christus, en dan sê Jesus vir hom, op hierdie rots gaan ek die kerk bou, op hierdie belydenis van jou gaan ek die kerk bou. Petrus, die een wat altyd eerste genoem word in die lys van die apostels, of anders sou dit beskryf as die lys van die disippels, maar hy word altyd eerste genoem. En hy begin te praat, Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Luister na wat ek sê. Hierdie is die eerste preek na hemelvaart. Hierdie is die eerste oomblik van om te luister wat hier gebeur. En dit is belangrik daarom vir jou en my, as dit die eerste preek na hemelvaart is, om te hoor wat is die klem wat Petrus ook hier wil plaas. Want dit moet die klem wees wat tog elke Sondag, of waar ook al die woord verkondig word en gepredik word, dis die klem wat daarop gelê moet word, nie waar nie? Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9:00 in die oggend. Nou die belangrike van hierdie beskrywing deur Lukas, die eerste uur was 6:00, 7:00, 8:00 tot 9:00, daai eerste 3 ure was die tyd van gebed vir die Jode. Dis waarna hulle by mekaar sou kom, om die oggendgebede te bid, om hulle self aan God te wy. En na die wyding aan God, teen 9:00 was dit tyd vir ontbyt. So teen hierdie tyd sou niemand al geëet het nie, né? En daarom kom sê, dis 9:00 die oggend, daar's nie tyd gewees vir kuier nie, as jy dit so sou beskryf in vandag se taal. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. En nou haal Petrus 'n teks aan wat bekend sou wees vir al die Jode, vir almal wat daarna hom geluister het. En Joël 2 sê,
So sal dit in die laaste dae wees. Belangrik die woord laaste dae, as jy na ons Hebreërs studie gaan kyk, sal jy sien daar in Hebreërs 1 word die laaste dae verbind aan die dae van Christus. Die laaste dae het God deur sy seun gepraat. Die laaste dae breek aan wanneer Christus gebore word. Nou Joël het gepraat van in die laaste dae, so hy het na die toekoms gekyk en Petrus kom sê iets het nou hier gebeur. Hierdie is die oomblik in daai laaste dae waarvan Joël gepraat het. So sal dit wees. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. My gees op alle mense en dan trek hy generasies bymekaar. Hy het nie net ou manne wat praat nie. Nee, hy het kinders, seuns, dogters, ou mense. Hy het die gees wat aan die werk is deur God se mense in hierdie wêreld. Hy het drome en hy het profeet, jong mense wat as profete optree. Die belangrike van dit is om as 'n profeet op te tree om God se wil bekend te maak. En Joël sê dis hoe dit sou wees in die laaste dae. Hoor net wat sê Stefan Joubert oor. Die rol van die Heilige Gees is om gelowiges in alle waarheid te lei. Soos in Johannes beskryf, is dit sentraal. Die Gees bemagtig nie net nie, maar onderrig en openbaar ook dieper begrip van God se woord en God se wil. Dit wys dat die Gees die kern van Christelike groei en onderskeiding is, en dat die verhouding met God dinamies en voortdurend is, nie eenmalig nie. Die werking van die Gees aan die werk deur sy kerk hier vir almal om te sien in die openbaar in Jerusalem. Ja, op my dienaars en dienaresse sal ek my Gees op daardie dae uitstort en hulle sal as profete optree. My dienaars en dienaresse sal my wil bekend maak deur die werking van die Gees. Vers 19, ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. Hier is natuurlik die beskrywing van die Yom Yahweh, hierdie groot oomblik. En nou, so ek en jy hier sien ons dat daar tekens in die lug sal wees en wonders op die aarde. Wat het gebeur met Christus se geboorte? Tekens in die lig. Wat gebeur met Christus se kruisiging? Tekens in die lig. Wat gebeur in Christus se bediening regdeur? Wonders op die aarde. Sien, hierdie is alles 'n beskrywing van die lewe van Christus. Wat tot vervulling bring, die woorde van Joël, dat die uitstorting van die Gees die vervulling is van hierdie profetiese woord deur Joël. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En hier die beskrywing van om die naam van die Here aan te roep, is om God aan te roep vir redding. Is om die wese van God aan te roep vir redding. En dit 'n beskrywing van hoe jy gered kan word. En kyk mooi wat sal Petrus later hieroor sê. Israeliete. So hy beweeg nou van Jode na Israeliete. Nou as jy die storie hiervan gaan kyk, gaan jy sien dat Jakob sy naam verander word na Israel. En Israel se beskrywing is wat? Die Here veg vir ons. Die Here veg vir my. Die grootste geveg in jou en my plek was op Golgotha gewees. Christus in my plek wat vir my geveg het, vir my bevryding uit die slawerny van sonde. En vir my boetedoening vir die straf van God. Israeliete, luister na hierdie woorde. Dis hierdie woorde wat ek nou gaan sê. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. So julle kon dit sien. Op hierdie selfde platform gaan jy studie van die boek Johannes sien, en in Johannes het ons gesien, as jy deur die tekens kyk, dan sien jy Christus raak. Moenie vaskyk in die tekens wat hy gedoen het, vaskyk in die wonders, en hierdie Semaya nie, maar sien hom raak, die Here van die wonders. God het hom dit laat doen, en hy sê, daarvan weet julle dit self. So julle self getuies, julle dit self van gehoor, julle dit self ook beleef, en daarvan natuurlik is die disippels ook getuies. So Petrus maak al hierdie woorde van Joël toepassing op Christus. God het besluit, hoor net mooi, God het besluit, en dit vooruit bepaal, om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker, en hom doodgemaak.
Israel se verstaan van hulle eie storie is dinge het gebeur en soos hulle terugkyk, so sien hulle God se hand daarin. Ek het onlangs net weer in my eie stilte tyd die boek Joshua deurgewerk. En telke male sien jy dat die Here sê, ek is aan die werk, ek het dit gedoen, ek het dit laat gebeur. Hoewel die Israeliete deelgeneem het in hierdie oorlog, deelgeneem het in wat gebeur, deelgeneem het in die inneem van die land van die belofte, het hulle teruggekyk en kon sê, maar die Here het dit gedoen, die Here het die geveg vir ons geveg. Nou in die lewe van Christus, ons sien dit in Johannes vooraf al, sê Jesus, hy neem aktief deel in wat hier gebeur. Maar in die lewe van Christus sien ons, almal wat hulle eie vrye wil uitgeleef het, aan die einde as jy terugkyk, dan sien jy, was deel van God se plan. So dis nie of nie, dis nie die Here se soewereine wil en die mense vrye wil, asof hulle teen mekaar staan nie. Dis beide. Jy sien God se wonderlike wil, sy bevrydende wil, sy wil om te herskep en alles oor en nie te maak, wat gebeur te midde van die mens, wat sy vrye wil, haar vrye wil, uitleef. Weerens waarom ons vertroue in hom kan plaas en kan weet, hy is die outeur van hierdie lewe. En God het dit vooruit bepaal, so hierdie was God se plan gewees. En deur te sê, die heidene laat spyker, kom sê Petrus natuurlik, dat dit onder die leiding van die Romeine, onder die gesag van die Romeine was, wat hierdie gebeur het. En hoor mooi, jy het hom laat spyker en hom doodgemaak. So die graf het gebeur en die graf is geseël, daarvan lees ons in die evangelies. En jy sou hier kon stil bly en stop, en die Jode sou tevrede wees, bietjie verward, maar tevrede wees. Maar hier kom die beweging. Vers 24, maar God. Nou as jy deel is van die studie al vir 'n tyd lank sal jy weet, wanneer ons die woorde hoor, maar God, dan skree die teks vir ons uit, let op, gee jou aandag, fokus, maar God het hom van die smarte van die dood verlos, en hom uit die dood laat opstaan. Hierdie woord smarte is dieselfde woord waaruit ons die woord vir geboortepyne kry. Die pyn van die dood. Sien mooi, God het hom nie daar binne laat bly nie, nee, vanuit dit het hy beweeg na die lewe toe. Hy's verlos, hy's vry, hy lewe. Wat is die hartklop van die eerste preek op Pinksterdag? Die opstanding. Die opstanding. Alles staan en val by die opstanding. Gaan lees gerus Paulus se beskrywing hier van 1 Korintiërs 15. Lees veral vers 19 en 20. Dat die opstanding is die hart van ons hoop, van ons geloof. Daarsonder is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Petrus kom sê dit. Hy het hom uit die dood uit laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Hierdie dood wat die vyand was. Kolossense 2 sê, Christus het hom ontwapen, hy het hom in die openbaar ontwapen, en hy voer ons saam in die triambos, hierdie oorwinningstog. Die mag van die dood is gebreek. God het hom laat opstaan. En dan, nou het hy vir Joël aangehaal, nou beweeg Petrus na een van die groot figure in die verhaal van Israel, naamlik die man Dawid, nee? Dawid die koning, Dawid wat ons weet van gesê was, in Samuel en in die Psalms 132 byvoorbeeld, dat op die troon van Dawid sal God sorg, dat die Messias sal kom, dat hy daar sal sit, dat daar altyd geregeer sal word, vanuit die troon van Dawid, maar Dawid het dood gegaan. So nou is die fokus, vanuit die nalatenskap van Dawid, kom die Christus, en kom sit hy op die troon. Kyk mooi, van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor my oë, hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Gaan lees gerus Psalm 16 vers 8 tot 11, wat as agtergrond dien vir Petrus se woorde nou. Nou, om die Here aan my regterhand te hê, hoor net mooi, hier's twee beskrywings hiervan. John MacArthur herinner ons dat aan die regterhand is waar die bruidegom staan. Gaan kyk Johannes 3, wanneer Johannes na Christus verwys as die bruidegom. Daarom is Christus die een wat by die bruilof die water in wyn verander. Dit wat die simbool van reiniging is, word die simbool van fees. Christus is die bruidegom, Johannes 3, wat gekom het vir sy bruid. Openbaring 19, die bruidegom wat wag vir sy bruid. Hy is aan die regterhand. Maar die regterhand was ook die posisie van gesag. So waarin kom Christus, of waar gaan neem hy plek in die hemel? Aan die regterkant.
Die regterhand is die plek van gesag, die plek van redding. En Petrus kom sê, kyk mooi, Dawid het van die Here gepraat. En hierdie Here is 'n verwysing na Christus. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doodryk oorlaat nie, U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. Sien jy hoe die wonderlike verstaan van die teks deur Petrus vir jou en my bring, en weer eens daarom moet ons dit nie fragmenteer en dit mekaar uittrek nie, maar die mooi een boodskap sien wat in vervulling kom. As die Nuwe Testament ons leer hoe om die Ou Testament te lees, dan hou ons daarby en ons sien deur Petrus hierdie verwysing, hierdie vervulling van die woorde van Dawid in Christus, want Dawid het gesterf. Maar Christus, sê Petrus, is uit die doderyk uit opgewek. Hy het nie in die graf gebly nie. En daarom, hierdie verwysing van my Here in Psalm 16, sê Petrus vir al die Israeliete voor hom, sy verwysing na Christus. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Anders gesê, U het my geleer hoe om te lewe. U het my geleer hoe om te lewe. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Dis amper asof hy sê, luister nou na my. Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet, en hy het geweet, dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op die troon sal sit. 2 Samuel 7 vers 11 tot 16. Een van die kommentare beskryf dit, Here David moves from singer to seer. Die een wat gesing het, is die een wat nou sien. Hy is die een wat profeteer, hy vertel. En Petrus help ons om dit te sien, iets wat ons andersins nie sou gesien het nie. Petrus sê, kyk mooi, Dawid wys hierheen op wat in die toekoms sou gebeur. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruit gesien, en gesê, hy is nie aan die doodryk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie. Sien jy hoe interpreteer Petrus Psalm 16 vanuit die kruis en die opstandingsgebeure? Nou hier is die belangrike. Wat Petrus kom sê is, as Dawid dit kon sien, hoe kan julle dit nie sien nie? Julle wat self getuies is van wat daar gebeur het. Julle wat daarvan gehoor het. Julle wat nou bitter naby aan hierdie gebeurtenis hier is. Ek wil 50 dae terug het hierdie gebeur. Julle is hier. En kyk mooi, wat 'n mooi vervulling. Gebeur nie net hier nie. Vers 32, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, en daarvan is ons almal getuies. Nou die mooi hiervan is, onthou Petrus vertel hierdie in Jerusalem, die plek waar Christus gekruisig is. Sien jy die werk van die Gees, die kragtige werking van die Gees, nie onderhewig aan vrees nie, maar hierdie beweging van die Gees, wat maak dat die gelowiges vol vertroue getuig het. En weer eens kom sê Petrus, die hart van hierdie boodskap waarvan ons moet praat, Christus lewe, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan. Vers 33, hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Kan jy sien hoe belangrik fokus Petrus hier op Jesus, en hoe belangrik is die posisie van Christus, maar meer nog, ons lees van die Vader en ons lees van die Gees. Sjoe, Matteus 28 sê, gaan na die wêreld toe en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Roep die naam aan van die Here en jy sal gered word, die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die drie saam. En ons sien by Petrus hier, die geskenk van die Gees is die vervulling van Joël, maar dit gebeur deur die vervulling van Dawid se woorde in Christus. So die getuies wat hierdie beleef, het regtig 'n baie besondere goddelike wonder wat hier voor hulle afspeel. En Petrus help hulle om hulle oë oop te maak en dit te sien. God het dit beloof en is ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou hier sien en hoor. Julle is getuies hiervan. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Dis Psalm 110 vers 1, en jy gaan sien veral die Hebreërbrief, hoe maak hy gebruik, die skrywer daar, van hierdie Psalm 110, Jesus wat die plek aan die regterhand inneem, Jesus wat ons kom verteenwoordig in die hemel, Jesus wat as hoëpriester namens ons
by die Vader verskyn en namens ons sê Romeine 8 gebede bied, wat vir ons bid, soos wat Romeine 8 sê die Gees ook bid, maar Jesus, ons verteenwoordiger daar in die hemel, 'n beskrywing van Jesus die groter as Dawid. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, en kyk nou hierdie Engelse woord sal wees bold, maar hierdie baie sterk uitspraak van Petrus, jy sal sê die hoogtepunt van sy preek. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Nou in die Hebreëus is die woord vir Here, is die woord Jahwe. En Christus is die woord vir die een wat gesalf is, die koning. So hy is die gesalfde koning. En dis hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Sien jy die groot fokus op wie Jesus is? Nou sal die vraag wees, hoe sal hulle op hierdie boodskap reageer? Hierdie boodskap van hierdie Galileër. Onthou die Galileërs het gesukkel om die G-klank uit te spreek. Dis hoekom hulle so gespot is. Hulle wat nou die evangelie gehoor het nou geluister na Petrus. Die Gees is aan die werk, ook deur die gelowiges. En waartoe bring dit? Wanneer die woord van die Here oopgebreek word, is God aan die woord, is die Gees aan die werk, is daar geleentheid vir mense om op te reageer. En kyk mooi wat sê vers 37, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref. Die Griekse woord hiervoor, katanousomai, is 'n beskrywing van die woord wat sê deeply distressed. Hulle was hier binne net so bewus gewees van, hier's 'n probleem, hoekom? Want hulle hou vas aan die wet, en hier's verlossing, wat moet ons nou doen? So hulle was diep getref, en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons nou doen, broers? En dis my so mooi dat hulle die gelowiges aanspreek as een van hulle, né? Wat moet ons nou doen, broers? En Petrus antwoord hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Hier is een gebeurtenis wat Petrus hier beskryf. Dit gebeur nie op twee plekke nie. Dit gebeur as volg, bekeer. Die Griekse woord daar is die woord metanoia. Nou metanoia, meta is groter as, nous, noia is denke, so dit is verander jou denke, verander jou lewe. So dis bekering, draai om. Laat God jou denke vernuwe, sê Romeine 12. So kom tot bekering, julle gaan nou anders dink, julle gaan nou anders doen. So bekeer julle en laat julle gedoop word. Die doop is hier nie 'n instrument tot redding nie. Dis die teken van die geloofsfamilie. Maar kyk mooi, dis die gebeurtenis van die geloofsfamilie. Maar waarin word julle gedoop? Met die Johannesdoop, die Sondaarsdoop? Nee, met die Jesusdoop. Die Jesusdoop wat gebeur het vanaf die hemelvaart. Dis anders as die doop waarmee Jesus gedoop is. Dis die doop en die verlossing wat Christus bewerkstellig het. So laat julle doop in die naam van Jesus. En saam met dit, onthou saam met hierdie bekering, hierdie nuwe lewe, julle sondes word vergewe. Gaan kyk 'n bietjie in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, wat beskryf, ons word gereinig, ons word nuut gemaak. 2 Korintiërs 5 sal dan sê, ons is nuwe mense. Jakobus 5:16 sal sê, as ons sonde bely, dan word ons gesond. So dis alles aan die gebeur met hierdie belydenis en hierdie nuwe lewe. Jy word skoon gewas, en as geskenk wat jy kry is die Heilige Gees. Een van die mooiste bewyse van Christus se opstanding in jou en my lewe is die inwoning van die Heilige Gees. Christus, wat sy Gees stuur, en die Gees wat ons dan ontvang, wat in ons kom woon. So dis nie net Immanuel, God met ons nie, dis God in ons, want julle ontvang hom as geskenk. Wat God beloof het, en hierdie is baie belangrik, en gaan lees gerus Deuteronomium 6, al vanaf vers 4, die Shema en verder aan, wat God beloof het, en dis die redding, dis die lig vir die nasies, dis die verlossing, is vir julle, en vir julle kinders. En ek kan jou eerlik sê, as jy hier sou stop, sou al die Jode hande geklap het, net soos wat die Jode in die eerste deel van Lukas 4 sou hande klap, toe Jesus praat van die jubeljaar, die genadejaar, die 50ste jaar. Nou hierdie is die 50ste dag. Maar kyk verder, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. 1 Timoteus 2 vers 4,
In 2 Petrus 3 kom sê God wil nie dat enigiemand verlore gaan nie. Almal word genooi. Die vraag is, aanvaar hulle sy uitnodiging? Ons sien hier in vers 13 al, sommige sou sê hulle is dronk. Daar's al klaar vroeg op die Pinksterdag al 'n groep mense wat hierdie nie vat nie. Wat sê hierdie is net te erg. Soos hulle gesê daar in Johannes 6, dis net te veel. Maar hier sien ons Petrus se oproep. Hierdie is God se belofte vir julle kinders, vir almal wat daar ver is. God se bedoeling nog die hele tyd was die redding van die ganse wêreld, né? Die bereiking van die nasies. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie onaarde mense uit. En hierdie is so mooi want dit is so 'n beskrywing van Johannes 3. Jy word van bo af gebore. Die woord nuut gebore is van bo af gebore. So om uitgeruk te word, om uitgeneem te word, beteken jy word 'n nuwe mens, jy word deel van 'n familie, van 'n ander werklikheid. Maar Johannes 17 sou Jesus sê, ek bid nie dat u hulle uit die aarde uit of van hierdie wêreld uit sal wegneem nie, maar dat hulle een sal wees. So nuwe mense, nuut gemaak vanuit bo gebore, leef hierdie nuwe werklikheid op aarde. Het klink soos Matteus 6, nee. Laat die koninkryk kom soos in die hemel, so ook hier op die aarde. So maak hierdie realiteit waarvan ons nou volledig deel is, maak dit sigbaar deur ons lewens. Kom ons wys dit vir die wêreld. En Petrus skryf dit so, laat julle red uit hierdie wêreld uit, want dis om uitgeruk te word, dis om nuut gemaak te word. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. Onthou mooi, die wat sy woorde aangeneem het, die implikasie hiervan was, daar was sommige wat nie het nie. Hoe tragies, maar die wat het aangeneem is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Lukas beskryf vir ons dat hierdie dag het begin met 120 mense bymekaar. En hy aand toe hulle gaan slaap, toe is die kerk 3120 groot. Wat 'n astronomiese groei bring die krag van die Gees nie, die beweging van die Gees nie. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels, soos wat die apostels dit ook vir hulle sou verduidelik, hierdie boodskap van Christus, hierdie evangelie van Christus, en die onderdanige verbondenheid, so hulle by mekaar gekom, maar dit was saam, die gemeenskaplike maaltyd, hulle het gereeld saam geëet, daarmee saam sou natuurlik ook die viering van die paasmaaltyd wees, die maaltyd van die Here, soos wat ons dit sou ken, kyk maar bietjie 1 Korintiërs 11, en die gebede. So hulle het gebid, hulle het geëet, hulle het gemeenskap gehad, ons ken die Griekse woord koinonia, op 'n gereelde basis. En van die skrywers van die Nuwe Testament, die skrywer van die Hebreërbrief, skryf in hoofstuk 10, ons moenie van die samekomste van die gelowiges af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar aanmoedig, eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Want dit was die ritme. Hulle was gereeld by mekaar, hulle het saam geëet, hulle het saam gebid, hulle het saam die lewe geleef, en sien jy hierdie onderlinge verbondenheid? Dit herinner my so aan Johannes 13:34, uit julle liefde vir mekaar sal ander mense weet, vers 35, dat julle my disippels is. 34 sê, is hierdie mandaat wat ek vir julle gee. Julle moet julle mekaar lief hê soos ek julle lief het. As julle dit doen, vers 35, sal mense dit weet. So hierdie verbondenheid so belangrik. En dan die beskrywing van hierdie eerste gemeente. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen. Hoe mooi dat Lukas ons herinner dat dit wat Jesus gedoen het, wat Petrus vir ons opwys, is voortgesit deur die werking van die Gees in die lewens van die gelowiges. En dit het almal met diep onsag vervul. Weereens daai woorde wat op Pinksterdag gebeur nou deur die lewens van die gelowiges. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Dis die vervulling van daai gebed van Johannes 17. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en geld aan almal uitgedeel, elkeen volgens hulle behoefte. Nou hier is die belangrike daarvan. Sien die gelowiges het met 'n hemelse beeld, 'n hemelse kyk na die wêreld geleef en 'n verwagting dat Jesus binnekort weer kom. Daarom het hulle hierdie radikale gasvryheid en radikale vrygewigheid geleef. Oop harte, oop huise vir 'n wêreld om in te kom en die goeie nuus te kan hoor, te kan beleef, te kan proe. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Hierdie was hulle ritme, onthou, hierdie is gelowiges uit die Joodse agtergrond, so die tempel was deel van hulle aanvanklike ritme gewees.
Van huis tot huis het hulle die gemeenskaplike maaltyd gehou. Nou hier is 'n baie mooi beskrywing. Ons sien dat by Lukas is daar hierdie beweging van tempel na huis. En hoekom dit belangrik is voortaan in die Lukas beskrywing van wat gebeur het deur die kerk, voortaan sal in die lewe van die kerk die realiteit wees dat hulle by mekaar sou kom in huise. Die tempelbyeenkoms verdwyn, die huis kom na vore. Huiskerke is hoe die eerste beweging van die Jesus-volgelinge by mekaar sou kom en hoe dit sou gebeur, hoe dit effektief sou wees. Hulle sou sinagoges toe gaan en mense na hulle huise toe nooi. En vanuit die huise sou hulle die wêreld, die gemeenskap getransformeer het, bereik het met die goeie nuus. Van huis tot huis het hulle hierdie maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Blydskap, hierdie pragtige teken van die beweging van Jesus se mense. En in alle eenvoud. Dit nie gegaan oor selfregverdiging of selfverheerliking of selfbevrediging nie. Nee, dit gaan oor nederigheid en oor deelname, oor uitdeel aan ander. En hulle het God geprys. So daar's lof, daar's gebed, daar's maaltyd, daar's omgee, daar's eenheid. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. As Lukas hierdie aan die einde van hoofstuk 2 vir ons sê, dan moet ons weet dat weerstand kom. Want sien, as daar in hierdie Jesus-beweging elke dag nuwe mense bykom, elke dag nuwe mense bykom, elke dag nuwe mense bykom, beteken dit dat 'n ander groepering van mense elke dag mense verloor. Elke dag mense afstaan. En ons sien in die Joodse kultus, die Joodse godsdiens, is hierdie magsbeheptheid wat Jesus bedreig het, nê? En daarom het hulle hom uit die weg geruim. Hierdie magsbeheptheid wat nou bedreig word deur die beweging van Jesus se mense, hulle wat bely dat hy die Here is, dat hy opgestaan het, dat hy weer kom. Want die opstanding is die hart daarvan. Maar wat 'n mooi hoofstuk vir jou en my om te gaan oor nadink. Om na te gaan oordink in hierdie week in terme van ons eie ritmes. Hoe kom ons by mekaar uit? Hoe deel ons maaltye? Hoe deel ons gebede? Hoe leef ons 'n lewe van eenvoud? 'n Lewe van lof en gebed? 'n Lewe van eensgesindheid? Want dis die Jesus gemeenskap. En meer nog, hoe dringend is hierdie boodskap van hoop en redding in ons harte vir mense wat dit nog nie gehoor het nie. En ons gaan in die Handelinge verhaal sien, gelowiges is bereid om hulle lewe te gee, sodat ander die lewe kan hoor en kan beleef en kan deel wees. Die Here is goed en waar sy gees werk, daar kan die wêreld net dieselfde wees nie. Kom ons dank hom daarvoor. Dankie Here dat ons saam kon stap vandag deur hierdie besondere hoofstuk. Het is al so baie keer gepreek en ons het dalk al baie keer tydens Pinkstertyd veral by hierdie tekste stil gestaan. Maar dankie dat ons vandag net weer kon hoor van die groot gebeure. Deur die eenvoudige visserman. Die groot gebeure deur eenvoudige gelowiges wat net oop is vir wat hy wil doen deur hulle lewe. Wat by mekaar is, wat eensgesind is, en wie se oë nie gerig was op hulle self nie, maar op 'n gemeenskap. Mag ons opnuut ons gemeenskap raak sien, die gemeenskappe waarvan ons deel is, die mense om ons huise, in ons strate, die mense aan die ander kant van die ry. Mag ons hulle raak sien, en mag ons aangevuur deur die Gees, die goeie nuus deel, deur woord en deur daad. Doen asseblief wat net U kan, ons bid dit in Jesus se naam. Amen, amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi week. Onthou, ek stuur vir jou die notas.